Hallo julle en welkom by Vanaand se Huisgeloof Bybelstudie. Ons gesels vanaand oor die tweede tema van ons kort Bybelstudie reeks oor wat dit beteken om Jesus te volg. Wat beteken dit om in Jesus as die gekruisigde te glo, om as jou persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem en Jesus te volg? Dit is een verhaal wat altyd vir my so besonder is wanneer ons die kruisverhaal van Jesus lees. En ons lees dit onder andere in al die evangelies, maar vir vanaand lees ek vir ons uit Lukas 23 uit, daarvan vers 26 af. En daar staan, toe die soldate Jesus weglei, het hulle 'n sekere Simon van Sirene gegryp, wat van die platteland afgekom het. Hulle het die kruis op sy rug gesit, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het hom gevolg, en ook vroue wat aanhoudend op hulle bors slaan en oor hom weeklaag. In hierdie gedeelte lees ons hierdie merkwaardige verhaal, eintlik 'n stuk hartseer in hierdie verhaal, maar so spesiaal, waar Jesus weggelei word om gekruisig te word, en hoe Jesus teen daardie tyd al moeg en seer gemartel is. Jesus so lanklaas iets gehad het om te eet, so hy sou gedaan gewees het, moeg, seer, uitgeput, en onder hierdie honger en hierdie marteling wat hy al moes deurgegaan het, soek Jesus se bene onder die gewig van die kruis. Die kruis se gewig is doeteenvoudig te swaar vir hom om op sy eie te dra. En dan gryp die Romeinse soldate vir Simon van Sirene en gee vir hom opdrag om Jesus se kruis te help dra. Simon van Sirene, die dorpie Sirene, was in die noorde, so wat ons vandag ken, in die noorde van Afrika, waarskynlik Libië, en hulle was 'n groot Joodse bevolking gewees, en hierdie Joodse bevolking het tydens die viering van die Joodse feeste, soos met Paasfees, dan ook na Jerusalem toe gekom. Dis waarom Simon van Sirene op daardie tyd in Jerusalem was. Hy was daar om die Pasga te vier. Min het hy geweet hoe sy lewe daardie dag sou verander. Min het hy geweet dat hy deur die Romeinse soldate gegryp sou word en beveel sou word om hierdie Jesus, wie hy nog op daardie stadium nie geweet het wie Jesus is nie, sy kruis te help dra. Daar is in hierdie verhaal vir my iets simbolies aan die gewig van die kruis wat vir Jesus te swaar was, en hoe iemand opdrag gegee is om Jesus te help dra aan die kruis. Ek dink in hierdie verhaal wat ons hier lees, is daar ook 'n belangrike waarheid vir my en jou as kinders van die Here, as dit kom by die betekenis van die kruis van Jesus ook vir ons lewe. Julle sien, so dikwels fokus ons op die kruis van Jesus en die betekenis daarvan vir ons in terme van die vergewing van ons sonde, en dat ons gered word van die dood sodat ons die ewige lewe kan hê. In hierdie verhaal is daar 'n verdere betekenis rondom die kruisverhaal van Jesus, wat vir ons as volgelinge van Jesus belangrik is. Hannes Prinsloo in ons gemeente kom gesels 'n rukkie terug met my, en hy deel toe hierdie verhaal wat aansluit by dit wat ons hier lees, en by ons fokus vir Vanaand se Huisgeloof Bybelstudie, waar hy vertel hoe hy op 'n stadium na 'n boodskap geluister het, waar ons daarin herinner word, dat die kruis van Jesus ons ook herinner dat elke een van ons ook met 'n kruis rondloop. Kruis simboliseer natuurlik laste, bekommernis, seer, gebrokenheid, verlies, swaar kry. Enige iets waarin ons as mense blootgestel word in die stikkende gebroke wêreld waarin ek en jy lewe. Ja, die kruis herinner ons aan die kruis van Jesus, maar hierdie kruis, die fisiese houtkruis, was 'n las wat Jesus moes gedra het. Dis iets wat sy bene onder hom laat swik het. En so is dit belangrik dat ek en jy as volgelinge van Jesus ook sensitief is daarvoor dat al ons medegelowiges en elke persoon met wie ons paai kruis, een of ander kruis self dra. Almal van ons ken hartseer. Almal van ons beleef bekommernis. Almal van ons beleef hoe dit voel om angstig te wees, slapelose nagte te hê, om finansiëel swaar te kry, om siekte aan my lyf te voel, om 'n geliefde aan die dood af te staan. Almal van ons dra 'n kruis.
En almal van ons kom op een of ander stadium in ons lewe waar die gewig van hierdie kruis vir ons ook te veel is om self te dra. As dit vir die seun van God te swaar was om te dra, dan is dit vanselfsprekend dat elkeen van ons se kruis op een of ander stadium ons bene onder ons sal laat ingee. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy moet weet dat die Here ons ook roep om soos 'n Simon van Sirene raak te sien wanneer iemand se kruis vir hulle swaar is en hulle te help dra aan daardie kruis. Toe Jesus vir ons gesê het om hom te volg beteken om onsself te verloon, ons kruis op te neem en hom te volg, sê Jesus nêrens daar dat ons alleen ons kruis moet dra nie. Hy sê net dra jou kruis. En hierdie kruis gaan op 'n stadium swaar raak. En dan is dit so belangrik dat ons as kinders van die Here leer om mekaar se laste te dra. In 'n vanaand se huisgeloof Bybelstudie gaan ons kyk na 'n paar teksgedeeltes waar hierdie opdrag vir ons duidelik uitgespel word. En waaraan ek en jy daarin herinner word dat as kinders van die Here word ek en jy geroep om ander se kruise nie net begrip daarvoor te hê nie net meegevoel daarmee te hê nie, maar om ander te help deur onder hulle in te skuif en hulle te help om die gewig van hulle kruis te dra. Dis waarom hierdie verhaal afgespeel het. Ja, natuurlik het hierdie verhaal afgespeel sodat ons die menslikheid van Jesus kan raak sien, dat ons kan besef dat Jesus waarlik mens was en dat hierdie 'n moeilike, swaar pad was wat hy moes geloop het. Maar daar is ook 'n dieper waarheid in hierdie verhaal. Die waarheid is, kinders van die Here, lewe ons met die wete dat ander mense, almal, elkeen, net soos ek en jy, 'n kruis dra. En dat ons vir die Here sal vra deur sy Heilige Gees ons te wys waar daar 'n geleentheid is vir ons om ander te help om die gewig van hulle kruis bietjie ligter te maak, deur hulle te help dra daaraan, deur hulle te bemoedig, te ondersteun, daar te wees vir hulle. Mag jy in die lees van vanaand se teksgedeeltes opnuut weer besef dat die Here ons roep om daar te wees vir ander, om mekaar se laste te dra, om mekaar se kruise te help dra. En mag ek en jy as volgelinge van Jesus daar wees vir ander wat dit so nodig het. Jesus se kruis was immers nie sy eie kruis nie. Jesus het kom dra aan my en jou kruis. Hy het ons kruis op hom geneem. En daarom is dit so spesiaal dat Simon van Sirene eintlik die kruis optel wat vir hom bedoel was. En die een wat daardie kruis in sy plek dra, help hom dit te dra. En soos wat Jesus vir ons gedoen het, as volgelinge van Jesus, so moet ons ook aan ander doen. Seën vir jou Bybelstudie vanaand. En mag die Heilige Gees die betekenis van hierdie verse wat jy gaan lees vir jou oopbreek. En mag jy besef dat jy is 'n gestuurde na die wêreld, 'n disipel van Jesus, wat ander help om hulle kruise te dra.